Okay, so ons gaan eers net gou kyk na gewone vergelykings. Eerste een wat ek gaan doen is net so 5x op 2 plus 8 op 3 gelyk aan 7x op 6. So die oomblik as daar breuke is, weet julle met 'n KGV gaan kry, né? So die KGV van 2, 3 en 6 is net 6. Wat beteken ek gaan daai voorste breek wat op 2 staan moet maal met 3. Die middelste breek wat op 3 staan gaan ek moet verdubbel en die agterste een is reg. Onthou wat jy onder doen moet jy bo doen, hè? So as ek daai 5x gaan maal met 3 gaan ek kry 15x plus 8 maal 2 is 16 en die agterste 7x bly so. Nou anders as by breuke, by vergelykings kan ons die KGV weggooi. As dit 'n gewone breeksom is, soos die wat ons gister gedoen het, dan moet jy daai KGV al die pad hou. Maar by 'n vergelyking gooi jy net die KGV weg. So nou gaan ek net daai vereenvoudig 15x min 7x word 8x gelyk aan min 16 en dan kan ons kry dat x gelyk is aan min 2. Is dit reg? 7 keer a min 3 plus 5a gelyk aan 3 keer a plus 2. So daarso gaan ek nou eers net daai produk inmaal, so dit gaan word 7a min 21 plus 5a is 3a plus 6. En dan kan jy nou die goed begin oorgooi, maar wat ek voorstel jy doen is vereenvoudig eers die een kant op 'n slag. Soos daar 'n klomp goed die kant op gestaan het. Werk eers die linkerkant bietjie kleiner en die regterkant bietjie kleiner voor jy goed begin oordra. Dis minder tekenfoute. So ek gaan eers sê 7 plus 5 gee vir ons hierso 12a min 21 is gelyk aan 3a plus 6. Dan as ek die 3a gaan oorgooi hierdie kant toe gaan hy aftrek, dan gaan ons kry 9a en as ek die 21 daai kant toe gooi kry ons 27 en dan deel ek net met 9. Dan is die antwoord A is 3. Okay, die derde een wat ons gaan doen, lyk so. X plus 3 minus 22x plus 14 op 6 plus x min 12 op 3 is gelyk aan 0. Nou in die breuke het ek vir julle gesê, as daar 'n teken voor die breuk staan soos 'n minus, dan moet jy daai bokant in hakies gaan sit. Want daar staan nie eintlik 22x plus 14, maar daar staan eintlik min 22x min 14, hè? Daai voorste minus moet inmaal. So wees versigtig vir dit, want wanneer jy nou jou KGV gaan doen, as jy nie daai in hakies gaan sit nie, gaan jy daai tekenfout maak. Reg. Doen hom gou vir my. So hierdie x plus 3 kan jy op 1 gaan sit, jy kon hulle ook apart op 1 gaan sit, dit maak nie saak nie. My KGV gaan wees 6. So die x plus 3 gaan ek maal met 6, so dis 6 keer x plus 3. Daai is reeds op 6, so dis net 22x plus 14 in hakkies. Onthou, dis nou waar ek gesê het, as daai hakkies nie daar gaan wees nie, dan gaan jy hier so 'n tekenfout hê, né? Plus daai x min 12 gaan ek moet verdubbel, want die 3 moet na 6 toe gaan, so dis 2 keer x min 12, nog steeds gelyk aan 0. Jy kan nie 0 op iets sit, maar 0 maal 6 bly net 0, reg. Dan gaan ek daai gaan inmaal, so daar kry ek 6x plus 18 min 22x min 14 plus 2x min 24 is 0. Dan vereenvoudig ons 6 minus 22 plus 2 is hoeveel? Minus 14. So min 14x en 18 min 14 min 24? Minus 20 is 0. So min 14x gaan 20 wees. So x gaan minus 20 op 14 wees, wat dieselfde is as min 10 op 7. Stem julle saam? Nee. Ek sal daai inlos vir jou. Nee. Sies tog. Okay, julle ons gaan aan. Okay, die vierde een lyk so, x min 2 maal met 2x plus 3 is gelyk aan 0. So dis 'n gewone kwadratiese vergelyking. Die oomblik as daar 2 x'e is, as jy daai gaan inmaal, gaan jy nou 'n x kwadraat kry, maar die doel is nie om dit in te maal nie, want dan gaan jy net weer terugkom by 'n 3 term en dan gaan jy hom net weer faktoriseer, reg? So jy wil nou van hierdie twee hakies af net sê wat gaan x wees. Nou as ons twee goed maal en die antwoord is 0, dan moet een van die twee 0 wees. Met ander woorde, of die linkerkant x min 2 moet 0 wees, of die regterkant moet 0 wees. Dis die enigste manier hoe ons by 0 gaan uitkom. Nou dit werk net as die ander kant 0 is. Wees baie versigtig. As hier so staan byvoorbeeld, daai hakkie maal daai hakkie is gelyk aan 5. Dan kan jy nie sê hierdie een is 5 of daai een is 5 nie.
Jy moet die 5 eers oorvat en die hele ding verander in 'n nuwe term. Daar moet altyd 0 staan voor jy hom kan split. Reg? So dit beteken x is gelyk aan 2 of aan daai kant x sal wees minus 3 op 2. Reg? Dan kyk ons na vraag 5. Gee ek vir jou min x kwadraat plus 3x gelyk aan min 10. So nou gaan ek eers als oorgooi na een kant toe, sodat ek 'n 0 kan kry aan die ander kant. So ek het min x kwadraat plus 3x plus 10 is gelyk aan 0. En dan gaan ek nou eers net deel met 'n min. So ek gaan kry min 3x min 10 is 0. Sodat dit 'n gewone 3 term is. Die faktore van 10 wat by 3 gaan kan uitkom is 5 en 2, so ons gaan sê min 5 en x plus 2 kan vir ons 0 gee. So x min 5 is 0 of x plus 2 is 0 en daarom sal x dan 5 wees of x sal min 2 wees. Nou jy hoef nie hierdie stap te skryf nie, waar jy sê die hakie is 0 of die hakie is 0 nie. Jy mag van die hakie af direk soontoe gaan, so as jy in jou kop vinnig daai 5 oorgooi en sê dis net 5 of die 2 oorgooi en sê dis net min 2, is fyn, jy kan dit doen. Reg. Vraag 6. Doen ons weer een met 'n breek. 3 keer x min 2 op 4 minus 2x min 5 op 2 gelyk aan 4x op jou eie. Okay, so daarso gaan ons sê ons KGV is 4. Wat beteken hierdie breek kan net so bly, dis net 3 keer x min 2. Daai een wat op 2 staan gaan moet verdubbel. So ek gaan sê 2 keer 2x min 5 is gelyk aan daai 4x wat op 1 staan gaan met maal met 4, so dis 4 keer 4x. Dan van daar af gaan ek inmaal, so dit word 3x min 6 min 4x plus 10 gelyk aan 16x. As ek hierdie vereenvoudig, 3x min 4x is min x en min 6 plus 10 is 4. As ek daai gaan oorgooi, gaan ons kry min 17x is gelyk aan min 4. Met ander woorde, x is positief 4 op 17. As ek deel met die min 17. He. Vraag 7 lyk so, 3 op 2x minus x plus 1 op 3x gelyk aan x kwadraat plus 7 op 6x. So daarso, selfde konsep, ons gaan nog steeds 'n KGV kry, maar dan gaan ek net 2 goed in die KGV hê. Ons gaan net 2 en 3 en 6 gaan na 6 toe gaan en almal van hulle het x'e, so die KGV moet ook 'n x'e hê. En jy moet onthou jou KGV kan nooit 0 wees nie. So die oomblik as daar 'n veranderlike inkom, dan moet jy hom beperk. Dan moet jy sê 6x mag nie 0 wees nie. So x mag nie 0 wees nie. Want onthou dit is 'n vergelyking, so jy gaan nou antwoorde vir x kry. En as een van daai antwoorde 0 is, dan moet jy gaan sê dis nie van toepassing. Want hy kan nie werk vir hierdie vergelyking nie. So nou gaan ek net sê daai een gaan met maal met 3, so dit gaan word 9. Daai een gaan moet verdubbel, so dis 2 keer x plus 1. En daai is reeds op 6x, so hy bly x kwadraat plus 7. Dan gaan ons inmaal, so daai is 9 min 2x min 2 is x kwadraat plus 7. En dit beteken x kwadraat plus 2x, daai 9 min 2 gee vir ons 7, en as ek dit gaan oorgooi, dan kry ek 0. Dan gaan ons faktoriseer, so ek haal die x uit, dan bly daar oor x plus 2 is 0. So dit was nie 'n 3 term nie, dis net 'n gemeenskaplike faktor. En nou het jy nog steeds 2 goed wat maal en die antwoord is 0. So een van die 2 moet 0 wees. X moet 0 wees of x moet min 2 wees. Maar nou het jy reeds bo gesê by jou KGV x mag nie 0 wees nie. So hier moet jy bysit x mag nie 0 wees nie, daai is nie van toepassing nie. So die enigste antwoord wat gaan werk vir hierdie vergelyking is die x gelyk aan min 2. Okay, by vraag 8 lyk hy ook nou net 'n klein bietjie anders. X kwadraat plus 6 op x kwadraat plus x is gelyk aan 2 minus 3 oor 2x. Nou is dit moeiliker om raak te sien wat daai KGV is. Nou, dieselfde as wat ons by die ander breuke gedoen het, jy kan altyd faktoriseer. So jy gaan daai noemers van jou altyd in gefaktoriseerde vorm kry, voordat jy jou KGV gaan doen. So hierso gaan ek nou eers net daai vereenvoudig. Ons maak dit x kwadraat plus 6. Onder kan ek x uithaal, dan bly daar oor x plus 1. Gelyk aan, ons sit daai 2 op 1, en dan het ek hierdie kant 3 op 2x. En nou gaan ek my KGV gaan kies. So
So ons doen dit eers in terme van getalle. Die enigste getalle wat hier is die 1 en die 2, so my KGV moet 'n 2 in hê. Dan is daar ook 'n gewone x, so ek kan hom skryf. Dan ons het gesê dan tik ek hom af een keer by elke breek. En dan het ons ook nog die x plus 1 hakkie wat bykom. So daai is jou hele KGV. 2x en x plus 1. Nou onthou, die oomblik as jy jou KGV gekies het en daar's veranderlikes in, dan moet jy hom beperk, né? Jou KGV mag nie 0 wees nie. So dis nou 'n ekstra sommetjie wat jy hier langs die kant moet doen. 2x maal met x plus 1 mag nie 0 wees nie. So wanneer gaan hy 0 wees? 2 goed gemaal en die antwoord is 0, split ons mos. Dit gaan gebeur as x 0 is of as x min 1 is. Maar nou mag hy nie, so x mag nie 0 wees nie en x mag nie min 1 wees nie. As hy enige een van daai twee goed is, dan gaan ons KGV uitwerk op 0. En dan gaan my noemers ongedefinieerd wees. Reg. So dis my twee beperkings, daai tellepunt, jy moet dit byskryf, moet asseblief nie daarvan vergeet nie, né? En dis net by 'n vergelyking wat jy dit gaan doen. So hierdie breek het reeds die x en die x plus 1, so hy kort net die 2. So dis 2 keer x kwadraat plus 6. Daai breek het niks, so hy moet die 2x en die x plus 1 kry, wat dan maal met die 2 wat daar was, en daai 3 wat op 2x is, kort net, is min 3, skus, kort net die x plus 1. En die KGV val weg, onthou in 'n vergelyking. Dan kan ons inmaal, 2x kwadraat plus 12 is gelyk aan 2x kwadraat plus 2x, wat dan nou nog moet maal met 2, né? En agter is dit min 3x min 3. So ek sit met 2x kwadraat plus 12 is gelyk aan 4x kwadraat plus 4x min 3x min 3. Dan vereenvoudig ons net eers elke kant op sy eie. So daai kant bly 4x kwadraat, 4x min 3x is 1x, en dan het ons net 'n min 3. Nou van daar af gaan ek als oorgooi, so ek gaan als regs vat, 4x kwadraat min 2x kwadraat is net 2x kwadraat, want ek reeds 'n gewone x, en min 3 min nog 12 is min 15, is gelyk aan 0. Nou moet ons met faktore van 15 en 2 by 1 probeer uitkom. So kom ons maak ons kruisie. 1 maal 2, 15 gaan ons probeer 3 en 5. 2 maal 3 gaan 6 gee, 1 maal 5 gaan 5 gee. So om 1 te kry, gaan ons moet hê positief 6 min 5. En onthou daai laaste toets by 'n 3 term, as die tekens verskil, moet die agterste teken 'n minus wees, né? Daarom te gaan toets vir dit. En dan van daar af kan jy nou die plus boontoe skuif, minus ondertoe skuif, en dan jou hakies x plus 3 gemaal met 2x min 5 is 0. So x is min 3 of x is plus 5 op 2. En onthou om dit heel laaste net te gaan vergelyk met jou beperking. Dit is nie een van die beperkings nie, so albei antwoorde is 'n geldige antwoord. So ek kan net daar stop. Reg. Okay, vraag 9 gelyk so. X op x min 2 gelyk aan 1 op x min 3 min 2 op 2 min x. Doen hom geself. Dis vrek van hierdie. Okay, so die eerste ding wat ek gaan doen, ek gaan eers daai agterste 2 min x gaan omruil. So dis 'n tekenverandering voor daai 2 min x wat eintlik dan voor die breek staan. So jy maak daai plus en dan ruil jy hom om. Nou jy mag dit net onder doen, onthou daai minus staan bo of onder. So jy kan kies of jy die bokant wil verander of die onderkant wil verander. Jy moenie nou daar 'n min by die 2 ook gaan sit nie, né? Onthou jy het net die onderkant omgeruil. Nou gaan jou KGV wees daai 2 goed, x min 2 gaan ek skryf. Dan kan ek hom aftik een keer en ook x min 3. En die oomblik as jou beperking of jou KGV veranderlik is in, dan moet jy hom beperk. So met ander woorde, x mag nie 2 wees nie en x mag nie 3 wees nie. Want dan is daai hakies 0 en dan gaan jou KGV 0 wees en dan is dit ongedefinieerd, né? So hierdie kant gaan ek maal met x min 3. So x keer x min 3 gelyk aan. Daar het ek reeds x min 3, so ek kort net x min 2. En daar het ek reeds x min 2, so ek kort net x min 3. En onthou die KGV val weg. Dan gaan maal jy in x kwadraat min 3x is gelyk aan x min 2 plus 2x min 6. Dan vereenvoudig ons net so bietjie.
Daai kant word x plus 2x is 3x en min 2 min 6 is min 8. Gooi als oor. So ek het min 3x minus nog 3x is min 6x plus 8 gelyk aan 0. Daar die doel is om in 'n vergelyking aan die ander kant 0 te kry, né? Sodat jy hom kan faktoriseer of kan split. So daarvan af, as ek hom nou faktoriseer, faktore van 8 wat by 6 gaan uitkom, is min 4 en min 2. So x is dan 4 of x is 2. En dan onthou om dit te vergelyk met jou beperking. X mag nie 2 wees nie, so hierdie een is nie van toepassing. Dis hoekom daai so belangrik is. As jy dit nie gaan skryf nou, vergeet daarvan, dan gaan jy hier stop by x is 2 en dan gaan jy die punt verloor, want hy mag nie 2 wees nie. Jy moet hom beperk. Almal reg. Okay, ons doen nog laaste een. Vraag 10. 3x plus 4 op x plus 6 gelyk aan 3x min 2 op x min 3 minus 21x op x kwadraat plus 3x min 18. So selfde reëls geld. Ek gaan nog steeds probeer 'n KGV kry, maar ek gaan eers daai 3 terme moet faktoriseer. So ek gaan die voorkant net eers oorskryf, 3x plus 4 op x plus 6 gaan so bly. Daai 3x min 2 op x min 3 gaan so bly. En dan gaan ek hierdie 3 term faktoriseer. Nou faktore van 18 wat by 3 gaan uitkom, gaan 10 teen 1 die 6 en die 3 wees. Onthou, jy kan voorspel wat die hakkies gaan wees, want die KGV kan nie te groot raak nie. So daai 21x gaan daarbo staan, en dan kan jy nou sien die hakkies gaan wees x plus 6, x min 3. 6 maal 3 gee 18, en plus 6 min 3 gee vir ons die 3 wat ons soek. So nou is my KGV, in die eerste plek x plus 6, dan kan ek hom aftik, en dan sit ons by x min 3, dan kan ek hom aftik, en onthou, dan moet ek hom beperk. X mag nie min 6 wees nie, en x mag nie 3 wees nie. Dat die teken daar verskil, want jy sê basies, x plus 6 mag nie 0 wees nie, dan gooi jy net die 6 oor. En x min 3 mag nie 0 wees nie, dan gooi jy net die 3 oor. So daai is my beperking. Nou kan ek gaan maal om alles op die regte KGV te kry. So hierso het ons reeds die x plus 6, so ek kort net die x min 3. So ek gaan my 3x plus 4 wat ek reeds het, maal met x min 3. Agter die is gelyk aan, het ons klaar daai x min 3, so die 3x min 2 wat bo staan, kort net die x plus 6. En dan die agterste breek het beide dele van die KGV, wat beteken ek gaan net sê min 21x. Dan gaan ons net so 'n bietjie uitmaal. So hierso gaan ek kry 3x kwadraat min 9x plus 4x min 12. Aan die ander kant 3x kwadraat plus 18x min 2x min 12 en minus die agterste 21x. Dan vereenvoudig ons net eers die twee kante apart. So die 3x kwadraat bly, min 9 plus 4 is min 5 en min 12. Aan die ander kant sit ons met 3x kwadraat, 18x min 2x gee vir ons 16x minus 21x, is min 5x, en dan het ons nog die min 12. So nou, as ek alles gaan oorgooi, 3x kwadraat min 3x kwadraat is 0, min 5x plus 5x is 0, min 12 plus 12 is 0, so jy kry 0 is gelyk aan 0, wat beteken, al die x het weggeval, die x het geen impak op hierdie vergelyking nie, so die vergelyking sal altyd uitwerk, maak nie saak wat x is nie, so ons kan onderaan sê, x is dan nou 'n element van alle reële getalle, maar jy moet onthou, x mag net nie min 6 of 3 wees nie. So hy kan enigiets wees behalwe dit, want as hy een van daai twee goed is, dan is hy ongedefinieerd, dan deel ons teen 0. So onthou as jou vergelyking uitkom by iets soos hierdie, 0 gelyk aan 0, of byvoorbeeld 5 gelyk aan 5, dan beteken dit maak nie saak wat x is nie, die x is weg, so enige x sal werk. En wat jy doen as hy nie uitwerk nie, sê nou maar jy kom uit by 'n getal soos 3 is gelyk aan 0. 3 kan nie 0 wees nie, dan sê jy daar's geen reële oplossing. So as hy perfek uitwerk, dan is die antwoord alles. As hy nie perfek uitwerk nie, dan is die antwoord niks. Dan sê jy geen reële oplossing.
OK?